Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. En ja, ons is by Hooglied 2 vers 16 en 17. Ek wil jy moet hoor hoe mooi is dit. My liefste is myne en ek is syne. Hy wat tussen die narsings wy, totdat die dag begin asemhaal en die skaduwees vlug. Draai om my liefste, wees soos 'n ribbok, soos 'n jong rooi takbok op die tweelingheuwels. En dis die einde van hoofstuk 2. Geliefdes, hierdie gedeelte is 'n pragtige, ongelooflike, mooi, eenvoudige liefdesgedig. En ek praat nie net van die verse wat ons nou gelees het nie, eintlik die hele Hooglied. En mense voel baie keer soms amper skuldig om die liefde in Hooglied net as liefde te lees. Maar die Here het dit juis in die Bybel laat opneem as deel van menswees. Daar is iets heilig aan twee mense wat mekaar werklik begeer, vertrou en liefhet. Hoor het ek gesê, daar's iets heiligs daarin. Hooglied 2 vers 16 tot 17 het daardie sagte, intieme gevoel van twee mense wat seker geword het van mekaar. Hoor hierdie mooi woorde. My beminde is myne en ek is syne. Joh, daardie sin alleen dra soveel rus. Is nie besit in 'n harde of beheersende sin nie, maar behoort. Ek weet waar ek hoort. Ek weet wie my liefhet. Dis eintlik een van die diepste begeertes van elke mens, om nie net bewonder te word nie, maar om gekies te word. Daar's iets besonders aan die volgorde ook, né? My beminde is myne en ek is syne. Liefde begin dikwels by verwondering oor die ander persoon, maar groei uiteindelik tot wederkerigheid. Ons gee onsself ook. Gesonde liefde sê nie net wat kry ek nie, maar ook ek behoort met vreugde aan jou. Ek dink 'n mooi toepassing vir verhoudings is hoe veiligheid die liefde laat blom. Hierdie vrou praat nie onseker nie. Sy wonder nie of sy genoeg is nie. Daar is 'n rustige sekerheid. Ek werk verskriklik baie met verhoudings en dit is opvallend hoe baie moderne verhoudings vol angs raak. Gaan hy nog bly? Is ek genoeg? Wat as sy iemand beter kry? Maar hier is rus. My beminde is myne. Nie omdat liefde beheer word nie, maar omdat trou en toewyding sekuriteit gee. En dan daardie beeld, hy wat tussen die lelies wy. Die lelies gee 'n gevoel van sagtheid, vrede, skoonheid. Liefde hoef nie altyd dramaties te wees om diep te wees nie, né? Partykeer is die mooiste liefde juis die rustige teenwoordigheid van iemand wat veilig by jou bly. Vers 17 verander die effens van toon, voordat die dag afkoel en die skaduwees wegvlug. Daar kom afstand. Waarskynlik net tydelike skeiding vir die nag, maar selfs daarin is daar verlange. Sy wil hê hy moet terugkeer. Dit is mooi. So mooi hoe ware liefde nie koud of afgestomp raak nie. Selfs wanneer mense mekaar vertrou, bly daar verlange. Ek sien daarna uit om weer by jou te wees. Ek dink nou gou-gou, as iemand iewers heen moet gaan, of een van die twee partye moet op 'n ander plek gaan oorslaap vir werk of iets. Is goed om te verlang. Of partykeer net verlang omdat hierdie dag nou te lank was en hierdie persoon te lank by die kantoor was. Het is goed om te verlang na mekaar. Ons moet tog nie so gewoond raak aan mekaar dat ons nie meer verlang nie. So ek sien dan uit om weer by jou te wees. Nie omdat daar onsekerheid is nie, maar omdat liefde steeds begeer.
Hooglied is glad nie skaam om te praat oor die aantrekkingskrag nie, né? Tussen man en vrou nie. Die Bybel behandel liefde nie as iets klinies of bloot prakties nie. Romantiese liefde, verlange, fisieke aantrekkingskrag, emosionele nabyheid, dit alles word hier deel van God se goeie skepping uitgebeeld. Ek dink liefde blom waar twee mense nie net mekaar begeer nie, maar ook veilig genoeg raak om aan mekaar te behoort. Mag jou verhouding so wees. Dis regtig my gebed dat jy so 'n verhouding mag hê. Amen. Here almagtige God, as ons nou hier sit en dink hoe ongelooflik menslik Hooglied is, dan prys ons U ook daarvoor en ons eer U daarvoor. Geen Here gee dat ons verhoudings ook op hierdie Bybelse beginsels mag bou. Van veiligheid, van behoort. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.